Ok, middag julle. Ek wil gou die tydtikker net vir julle wys dat julle nie heeltemal verward is as julle môre begin met hom nie. Ons gebruik 'n kragbron en as jy loer op die boonste kant waar die tydtikker is, dan sê hy daar vir jou hoeveel volt en dis gewoonlik 6 tot 8. So ek sit hom hier op 8 en hy sê dis AC, so hier op die energiebron prop jy jou 2 elektriese drade in by AC. En wat dit gaan doen is om die tydtikker genoeg elektrisiteit te gee sodat hy tik. As jy hom op die regte voltmeter gesit het, sien hierdie is op 1 ook, op 8 volt gesit het op AC, dan maak hy 50 tikkies, 50 hertz beteken 50 tikkies per sekonde. En dis wat jy gaan kry hier op jou tydtikker. As ek soveel wys, dan begin hy aan die een kant, ek dink nie, hy gaan so mooi daarso. Alles is verkeerd om. Waar is die zoom fokusknoppie? So hier begin hy met 'n klomp klein fyn knoppie, kolletjies wat naby mekaar is, en dan soos wat die tydtikker die trolley versnel, word die kolletjies al hoe verder uit mekaar uit. Ek hoop julle kan dit sien. Ek sal net nou beter wys. Maar dis die kolletjies wat hy maak. So wat ons nodig het is ons trolley wat ons aan hierdie kant sit. Hy is vas met 'n ligte onrekbare toutjie oor die katrol en ek gaan hom so 'n bietjie vorentoe skuif dat hy oorhang. Net voordat hy oorhang, wil ek seker maak dat die helling van my baan reg is. Julle kan dalk sien, hy is hierso nie eers vas nie. My tafel is nie heeltemal waterpas nie, maar die groot ding is om hierdie kant reg te kry dat hy beweeg nie, want daar's wrywing. Nee. En ons gaan die trolley aan hierdie kant 'n bietjie, die trolleybaan so 'n bietjie oplig, sodat my trolley teen 'n konstante snelheid, daar gaan hy te vinnig hier af beweeg. So dis die eerste ding wat jy môre wil doen as jy inkom. Jy wil die baan net so lig dat die trolley teen 'n konstante spoed na onder te beweeg. So ek dink hierdie is goed. Ek gaan die hand vat. Hy is 'n bietjie, maar hy sal werk vanaf. Ons kyk net weer. Ja, hy versnel nie te veel nie. Goed. So ek het hom 'n bietjie gelig en dan sit ek bly gou daar. Dan het ek my hanger, in die boek verwys hulle na die hanger. En hierdie hangertjies wat ons het klare 50 gram wat hy weeg. So wanneer ek hom hier aan die punt van my garing sit, dan gaan hy reeds die trolley wil aftrek ondertoe. OK, julle kan nou nie sien hoe laag hy afgaan nie. Daarso. Hierso is hy nou. Om die massa dieselfde te hou van hierdie eksperiment, gaan ek die ander 3 50 gramme daarbo sit. So nou, wanneer jy begin môre, dan weeg jy jou trolley. Sê nou maar die trolley weeg 500 gram. Hierdie drietjies is 50 gram elk, 150, en dan hierdie ene wat hier hang, soos 200 plus 5, so die hele stelsel se massa is 700 gram. En natuurlik wil ons in SI eenhede werk, so jy gaan dit moet vat na kilogram toe. Julle kan in julle handboek ook kyk, ons werk in kilogramme en in sekondes, wat se SI eenhede, en meters. So, die eerste keer wat jy hierdie gaan doen, gaan jy die tydtikker aansit. Jy kan jou lint hier weer ryg. Ek gaan hierso, ek laat die trolley net so 'n bietjie vorentoe gaan. Ek ryg my lint hier deur, dat hy deur die tydtikker gaan.
En dan moet hy nou net saamwerk, reg. Daai kant uit. Ek sit net 'n klein stukkie, ek weet julle kan nou nie heeltemal tot hier sien nie, maar ek sit 'n klein stukkie daar, ek sal vir julle sellotape reg hê en jy maak hom vas. Dan sit ek my ander gewiggies hier op want ons wil die massa dieselfde hou. Ek sit my tydtikker aan en as ek seker is my tydtikker werk, dan los ek my trolly. Right. So hardloop die hele lint deur en hierdie lint het nou kolletjies op, soos wat ek op hierdie ene vir julle gewys het. Dan haal jy een van die massa stukkies af en jy sit dit aan hierdie kant op jou hanger en hulle skuif net so maklik so deur. Dis makliker, dis kom julle in groepies gaan werk, as daar meer as een ou is wat kan vashou. Ek sit hom weer oor, intussen kan die volgende ou die volgende stukkie van die lint vat, hom daar vasmaak, hom ryg deur die tydtikker, sit die tydtikker aan, wat gaan hier aan met my lint, daar hy, sit die tydtikker aan, die lint is gery, sit hom aan, daar en laat gaan die trolly, sit af, nuwe lint agter, die massa stuk weer hier aan die hanger, en so gaan jy maak totdat al 2 van die massa stukkies, of dan nou al 4, al 200 gram hier aan jou hanger is. So jy het trial nommer 1, wat jy net die hanger het, nommer 2, 3 en 4. So dit beteken jy het 4 linte, en op die 4 linte is jou kolletjies, die ene wat stadig is, gaan die kolletjies naby mekaar wees, en die een wat dan nou die vinnigste is, waar die krag die grootste is, nee, waar hy die swaarste is, wat hy hier aftrek, gaan jou kolletjies die verste uit mekaar uit wees. Kolletjies ver uit mekaar uit, beteken hy beweeg vinnig, en as hy vinnig beweeg, dan beteken dit dat die versnelling is baie. Okay. So, dis daai basies. Nou, hoe gaan jy jou lint interpreteer? Net hier pause. Okay, so hier is die lint wat ons dan nou het. Jy wil op die bladsy, kom ek kry gou die, hier is die tabel wat jy moet invul. So jy die massa stukke, wat jy moet invul, die massa van die massa stukke wat hang. Nee? Dan het jy die toegepaste krag. So nie die netto nie, die toegepaste krag, so die gewig van hang. Jy sal sien hierdie tabelletjie kom net so uit jou handboek uit. Dan het ons die tyd. Nou die tyd gaan jy uitwerk, kan ek sommer op hierdie ankie skryf. Vat hierdie een. Die tyd bereken jy, omdat jy weet die tydtikker werk met 'n frekwensie van 50 Hz. Weet jy dat sy periode is 1 op F, 1 op 50, 0,02. So elke tikkie wat hier gegee is, elkeen van die kolletjies, tussen elkeen van hulle is 0,02 sekondes. En dit werk baie mooi uit as jy dink daar moet 50 kolletjies per sekonde gemaak word. Soos die lint. 50 van hierdie kolletjies per sekonde, dis wat daai beteken. So tussen elke 2 kolletjies is 0,02. En wat ons gaan doen, is ons gaan 10 kolletjies tel. Dit gee net vir ons 'n groter spasie. Julle sal sien as jy aan video's gaan kyk, hulle vat party net 5 kolletjies. Maar ek hou van die groter afstand. So jy gaan ook sien die kant wat jy die tydtikker aangesit het, is die kolletjies so op mekaar. En dan, soos wat hulle aangaan, gaan ons 'n bietjie verder uit mekaar uit, en hier het ietsie gebeur. Maar dis die laaste kolletjies, en dan is die lint uit die tydtikker uit. So, jy begin op die plek waar jy mooi kan begin tel, hoeveel kolletjies is daar. So,
Daai lyk nie vir my baie duidelik nie, maar daarso is my eerste kolletjie. En dan kan ek so 'n bietjie inzoom. Dan loer jy, ek sê die wit papier so, dan tel jy 10 kolletjies. So 1, 2, nee, daar's die lyn. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En by die 10de kolletjie trek jy weer 'n lyn. En dan tel jy weer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En by die... En iemand met 'n steady hand moet hierdie doen, hè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En dan trek jy. En ek hoop julle kan sommer klaar sien, daai afstand is kleiner as hierdie afstand, want die karretjie gaan versnel af onder toe, so elke keer gaan die spasie groter word. Wat ek wil hê jy moet doen is, maak 4 sulke spasies, afstande. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, mis, en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dit beteken, ek het 10 kolletjies hier tussenin, elke kolletjie tussen elke kolletjie is 0,2 sekondes, so 10 maal 0,02 gee vir my 0,2 sekondes. So in hierdie 0,2 sekondes het daai 10 kolletjies gevorm, en met 'n baie mooi afgemerkte liniaal kan ek nou meet van die een pyltjie tot by die ander pyltjie, en as dit nou nie skeef was nie, dan dink ek kan ons werk met 12. So, dis 12 millimeter. En ek gaan die millimeters daar neerskryf. 12 millimeter. Maar as jy kyk na jou tabel, dan gaan jy die afstand wil hê in meter. So jy kan dit, as jy netjies werk, kan jy dit op hierdie ouetjie verander. Andersins kan jy van hierdie afstand af dit net deel deur 1000 om op jou tabel te sit. En so maak jy vir elkeen. Tussen hierdie twee is dit 29 millimeter. Tussen die volgende twee is dit, en daai streepie was 'n bietjie, hierheen lyk ook na 29, het ek hierheen reg gemaak. Van daar af, nee, hierdie was 24. Daar is 24. Hierdie ouetjie, nader aan 30. En dan die laaste een is 36. 36. OK. Nou, hoe kleiner afstande jy gebruik, hoe minder akkuraat is jy. So my voorstel sal wees, kom ek vat hom gou van agter af. Jy wil die versnelling uitwerk. Dis waar ons wil uitkom. Vir die versnelling kort jy delta V, daai moet nie 'n 2 wees nie. So jy wil V2 minus V1 uitwerk. So jy kort 2 snelhede. Vir elke snelheid kort jy 2 afstande. So ek sou voorstel, jy vat hierdie 2, maak dit 36, dis my eerste afstand. En omdat ek 2 vat, gaan ek sê my tyd is 0,4. Daai 0,2 plus hierdie 0,2, nee, want elke keer was daar 0,2 sekondes tussen elkeen. Jy kan net daai 2 vat en hulle neerskryf, maar dit mag dalk jou akkuraatheid beïnvloed. So ek gaan hierdie 2 bymekaar tel, 0,4 sekondes. 36 gedeel deur 1000 gee vir my 0,036 meter. En julle sal sien, ek skryf nie sekondes hier in nie. Jou eenhede is almal hier bo in jou tabel. Moenie jou eenhede hier inskryf nie, jy gaan punte verloor. En dan my volgende afstand is 66 gedeel deur 1000, 0,66. Dan werk ek my spoed uit. Die spoed is
daai afstand minus daai afstand, wat is 0,06 gedeel deur 0,4. Kom ek skryf sommer 0,06 0,03 gedeel deur 0,4. Vir my, nee, ek praat nonsens. 0,036 gedeel deur 0,4 en 0,066 gedeel deur 0,4. So jy vat hierdie afstand, daai afstand, gedeel deur die tyd, dan kry jy die een spoed, snelheid, dan vat jy hierdie afstand, gedeel deur sy tyd, dan kry jy die tweede snelheid, en dan kan jy hierdie twee snelhede, ek het nie my sakrekenaar naby nie, hierdie een se antwoord, V2, minus daai een se antwoord, V1, gedeel deur, en wat was die tyd vir hierdie twee? Nee, hierdie was nou van daar af, die een se snelheid, tot daar die ander een se snelheid, so die totale tyd was 0,8. En dan werk jy daai een se antwoord uit. En dit is dan nou jou eerste versnelling. Dan vat jy jou volgende lint. Kom ons sê dis hierdie. Jy merk van die een kant 10 kolletjies, 10 kolletjies, 10 kolletjies. Elkeen is 0,2 sekondes uit mekaar uit. Meer die afstand. Skuif die afstande in, bereken die snelhede en kry die versnelling. So dit gaan jy 4 keer doen. Dis die hardste werk wat jy gaan doen. Ek sou voorstel dat elkeen in die groep 'n lint vat en die afmetings doen, sodat jy net julle tabel kan invul, anders gaan dit te lank vat. En dan as jy klaar die tabel gedoen het, dan kry jy 'n stukkie grafiekpapier, en dan moet jy die, zoom net bietjie uit, dan moet jy 'n versnelling teenoor, as ek so maak, versnelling teenoor krag, grafiek trek. So, hier is jou versnelling, en hier is jou krag. En dan moet jy jou punte gaan plot, wat jy hier gekry het, die versnelling teenoor die krag, en dan moet jy kyk, wat se tendens sien jy? Het jy reg geraai, dat soos wat die krag meer word, word die versnelling ook meer? En jy gaan die helling moet bepaal, en jy moet kyk hoe akkuraat jy gewerk het. Ek hoop dit help, dat jy hierdie proses beter verstaan. Dis lekker speeltyd om met die tydtikker te werk, maar om dan nou die resultate neer te skryf is so bietjie moeiliker. Goed, sien julle môre.